Okay, so ons is nou uit 'n ou seisoen wat nou afgehandel is, besig om gestroop te word. 'n Nuwe seisoen wat voorlê met 'n klomp vrae en onsekerhede. Dus gaan seker by jou, Stefan, met begin in terme van die uit 'n versekeringsoogpunt uit. Dit uit julle wêreld uit nou met die in die landbousektor. Dis is nou geneig om te kyk net na 'n oesversekering of net na 'n korttermyn op implemente of dit en dat. So hoe holisties kyk julle daarna? Kyk, ek dink wat interessant is in die versekeringswêreld ook. In die laaste 3 jaar was baie goeie jare. Versekeringsouens het redelik goeie geld gemaak. So as jy kyk na die hele mark, as jy 'n bietjie fondse wil eenkant gesit het op die eie, was dit seker die laaste 3 jaar die beste tye om dit te doen. Want om holisties te kyk na die versekeringsindustrie self, dit is 'n risikokomponent vir die boer. So ons moet kyk. Ek dink dit is belangrik vir 'n boer om een keer 'n jaar na alles te kyk. Voordat jy begin plant, te besluit watse risiko's wil jy dra en watter risiko's is jy bereid om oor te dra na die versekeraar toe waar dit vir jou nie gemaklik is nie. So ek dink dit is 'n goeie tyd om te sê, kom ons kyk hoeveel van ons versekerings kan ons in fondse sit. Ons deur die goeie jare ons eie geld opbou om van die risiko's te verskans en van die groot risiko's oor te dra na die versekeraars toe. Ek dink dit is belangrik om te sê, ek moet na my bates kyk, ek moet na my oeste kyk en alles saamgooi en sê wat is my risiko van my besigheid. Julle van Grainwest se kant af, julle is ook maar in die risiko game, so dat julle kyk na die pryse en waar gaan ons heen. En ek dink van die versekeringsoogpunt af ook is dit baie keer moet ons versekering sien as wat se risiko wil ek oordra en so wat is my maksimum risiko wat ek wil vat. En om vasmaak op, ons moet nooit versekering sien as 'n roulette game om geld te maak op nie. Dit is altyd 'n risikoverskansing. Ek dink presies dieselfde by julle met prys. Waar maak jy prys vas? Te sê dis waar ek kan dis die maksimum of die maksimum wat ek wil verloor en dis waar ek my vasmaak. So ek dink aan jou kant is dit baie interessant. Ons gaan nou in die volgende 2 jaar is daar baie praatjies van dit gaan 'n El Niño wees of gaan swakker oeste wees. Weet nie, die liewe Heer besluit seker hoeveel reën moet daar val. Snaaks genoeg is daai El Niño voorspellings en La Niña voorspellings is tradisioneel eintlik redelik akkuraat. Jy weet, dit beteken nou nie dis 'n landswye droogte of 'n landswye oorvloed hier, dis maar net streekgebonde, maar ja, mens kan definitief jou ore uitleen daarvoor. So in 'n geval van waar ons nou sit, waar ons redelik surplus graan het, met die oliesade en met die mielies, dis wat maak 'n mens, en die pryse is nie eintlik van die aard, die pryse is nie goed genoeg om te produseer nie. Weereens, as jy kyk na die volgende jaar se insetkostes, met die kunsmispryse wat op is, heelwat met die oorlog gehad, dieselpryse, dieselfde as gevolg van dieselfde oorlog. Jy weet, maak dit nie sin, is die pryse onder produksiekoste. En wat se mens sal wil hê is dat die pryse laag genoeg moet gaan nou, sodat ons van ons surplusse kan uitvoer, maar dis nie die geval nie. Die pryse is eintlik tans te hoog. So ons voer baie min. Inteendeel, ek het gehoor ons voer 'n bietjie geelmielies in Kaap al. Okay. Ja, so ons surplusse en hulle voer 'n bietjie geel in die Kaap, ons wag vir bevestiging daarvan, maar so dit is ons is eintlik te hoog. So uit 'n bemarkingsoogpunt uit vir die volgende seisoen. Vir hierdie seisoen selfs, ek sal nie verkoop teen hierdie pryse nie. En vir volgende seisoen ook nie. So as 'n mens gaan plant, sal ek nie verskans op prys op hierdie vlakke nie. Jy weet, want dis onder produksiekoste. Ek sal 'n bietjie wag en as dit droog is, as dit al nie nou jaar is, dan sal die pryse ook beweeg. Hy sal 'n bietjie verder beweeg van uitvoerpariteit af na invoerpariteit toe. Maar weer eens, as ons nie uitgevoer het nie, hoe ver kan hy beweeg, want ons het met groot oordragvoorrade.
Maar ek sal nie bemark op hierdie vlakke nie. Ek inteendeel ook met die aanplantings van die boere se kant af. Chart, wat gaan hulle doen? Ek bedoel, jy is aan die soja kant, maar ek weet van 'n paar manne wat hulle marginale gronde sal los. Ek weet van party mense wat hulle stand op milie sal verlaag en dalk vir 'n bietjie minder bemest en 'n bietjie risiko weer eens te bestuur. Weet met as dit 'n laer reënval seisoen is dat hulle nou nie te veel brand op hulle inset nie. Wat dink jy gaan met die sojas gebeur? As ons nou praat van die plantseisoen, Wesie, van dan jou self as jy nou aan die boerdery kant plant, hoe belangrik is genetika rol as jy jou saadbeplanning doen vir die nuwe seisoen? As ek my Ja, as jy jou nuwe seisoenbeplanning doen, is dit vir jou genetika baie belangrike rol in wat jy plant, byvoorbeeld in soja, as ons nou kyk na sojaboonsaad, speel genetika wat in die saad sit 'n belangrike rol, of kyk jy meer na die tegnologie wat jy plant, byvoorbeeld Intacta of Roundup Ready? Nee, kyk, ek sal nou kyk die aard van die saak in die laaste 10 jaar het die genetika van soja bone aansienlik verbeter. Ons het maar geleer wat werk en wat werk nie in Suid-Afrika nie. Kyk, Suid-Afrika is 'n land wat die meeste van sy aanplantings is bo 1000 meter bo seespieël, weet, en baie is 1500 meter bo seespieël. Dit word in die Hoëveld aangeplant en nêrens in die wêreld plant manne so hoog sojabone. So ons kon nie eintlik genetika geleen het by iemand anders. by Argentinië of in die VSA of nêrens nie, want hulle groeiklasse is anderste, want hulle het ander altitudes Omstandighede waarin hulle plant. waar hulle plant. So ons het in die laaste 10 jaar ons begin agterkom wat werk hierso. En veral die groep 6e In die weste. die langer gegroeiers wat in die weste werk. En ek kan duidelik sien wat gebeur het die laaste tyd in die weste kant van die land. Het dit soos 'n virus versprei waar die ouens oorgeslaan het soja toe in 'n wisselbousisteem. So waar in die ou daai Oos-Transvaal die hoof bydraer was aan sojaboonproduksie, is dit nou die weste kant en in die Vrystaat. So ek as 'n boer wat plant in die weste kant van die land, plant groep 6. So my antwoord, my besluit sal wees om 'n groep 6 te plant. Daar is die nuwe tegnologie by die Intacta wat in die geen wat in die bone is. Ons almal is nog besig om dit maar so 'n bietjie uit te probeer. Ek weet die royalties is baie hoog op die goed, so die sakkies is 'n bietjie duur. Ja. Maar ons gee nie om meer te betaal vir 'n sakkie as ek dit gaan terugkry in opbrengs nie. So ons Maar kon jy al as 'n boer die waarde sien in opbrengs of meer in die Maar ek het 2 jaar terug, dit die eerste keer het geplant, 2 jaar terug en ek dit was 'n droë jaar. So ons kon nie regtig weet ek dink ek het 'n ton gestroop gemiddeld. So dit is 'n 24 seisoen. Laas jaar was 'n beter jaar, maar met 'n weer vreeslike droë begin gehad met 'n nat najaar. Dit is vir my min of meer dieselfde opbrengs gegee as die tradisionele net Roundup Ready cultivars. En hierdie jaar het hy nou die Intacta by my nou gewen. Oor die tradisionele. En op jou plaas, jy het nie bolwurm of sulke tipe. Is daar baie wurms op jou plaas waar die Intacta? Hierdie jaar was daar baie wurms gewees. Weet so op die gewasse waar ons stoeflig geplant het ons meer probleme as normaalweg gesien. So jy kon nie voordele gesien het van Intacta met die Hierdie jaar het dit gewerk, ja. Ja, maar aangesien ons hierdie jaar was 'n redelike wurmprobleem seker oor die excessive reën wat ons gehad het. En dan natuurlik rotte wat is vir ons natuurlik 'n vreeslike probleem is wat dan nie relevant is op jou vraag en so aan nie. Maar ja, maar kyk, die ding is nou maar wat plant ek nou volgende jaar met mielies. My vraag aan jou was nou is nou eintlik nou sit ek met 'n jaar waar die insette hoog is met mielies. Ek kan dalk 'n bietjie wegkom met sojabone in terme van insette wat ek kan dalk minder bemest, ek kan dalk nie bemestiseer op opgeboude lande plant. Is goedkoper, maar risiko is dalk 'n bietjie minder met die soja. Voorsien jy 'n bietjie meer soja saad verkoop in die proses. As gevolg daarvan, dit was 'n goeie jaar, so dan gaan daar baie terughou saad wees. Wat dink jy gaan daar gebeur? Ek dink wel wat ons kan sien wat buite aangaan, die inligting wat ons kry, lyk dit of boere meer gaan beweeg na meer sojalande toe plant, of hulle soos Wesie genoem het nie die lande is wat hulle nie gaan plant nie, en ook beweeg na sonneblom toe. Lyk of daar baie opdown sonneblom aanplantings gaan wees. En ja, dit gaan net soos Wesie genoem het, gaan oor die risiko vermindering. Soja het baie minder insetkoste teenoor 'n mielie, en die pryse soos ek verstaan is nie te goed op die mieliepryse nou nie, waar soja redelik stabiel bly op die sojapryse. Kyk, op die soja kant
Kyk, dit in R7,000 teen 'n sojaboon en teen R3,000 teen 'n mielie, is dit maar broekskering, op 'n langtermyn gemiddeld op beide daai pryse. Dit R7,000 vir 'n sojaboon is nie 'n goeie prys. Ons moet dit daarvan vergeet nie, maar ek sien persoonlik van Grain se kant af sien ons waar ons moet veronderstel is om mielie uitvoere te sien. Sien ons dit nie. Ons sien 'n bietjie, nie genoeg nie, maar met die sojabone sien ons wel dat daar 'n paar goed uitgaan met containers, daar's 'n paar as meel wat uitgevoer word. So ek het 'n vermoede dat sojabone se prysbeweging dalk bietjie meer kan iets gee in die volgende 6 maande. Uitgesluit nog wat met die weer gaan gebeur, as wat mielies gaan doen. Behalwe as mielies nou ewe skielik R200-300 afkom, lekker vlakke slaan wat die kopers gaan lok van die buiteland af. En net om oor risikobestuur ook te praat, so 'n mielie word omtrent 500 tot 800 mm se reënval vir sy groeiseisoen, waar soja omtrent 450 tot 700 mm. So hy kort ook bietjie minder water om wanneer of maar altyd kom die belangrikste op wanneer hy blomtyd kort is sy belangrikste tyd wat hy moet water kry en dan hy pele in sojabone. So 'n mielie is ook as hy by sy blomseisoen kom is baie meer sensitief vir hitte, waar sojaboon baie meer hitte kan verdra by blomseisoen en nie so baie pele afgooi nie, waar 'n mielie baie swak doen met blom as hy nie water kry nie. So dit help ook met die risikobestuur. Kyk wat daai is in 'n risikobestuur van 'n versekeringsoogpunt af. As jy kyk, die tegnologie begin al hoe meer ons risikoprofiele beter beïnvloed. Soos nuwe tegnologie inkom, soos ons nou hiervan praat, ek meen, so jy kan besluit weet hoeveel wil jy plant en met presisieboerdery raak dit al hoe makliker dan van 'n versekeringsoogpunt af ook. Om te sê of 'n risiko-oogpunt af, hoe kan ek my risiko bestuur? En dit is interessant in die versekeringsindustrie ook, dat jou eise-ratio begin al hoe laer raak as gevolg van tegnologie. Die gebruik van tegnologie kan mens nie glo hoe groot invloed het dit op risikobestuur nie, want ek meen die hoeveelheid soos ek goedkoper premies kry met ander woorde. Ja, absoluut. Dis 'n goeie tyd daarvoor. En ek dink wêreldwyd, as jy nou praat van premies, wêreldwyd is daar baie internasionale ouens wat wil onderskryf in Suid-Afrika. Die risikoprofiele raak al hoe beter. En ek dink 'n ou moet aanhoudend kyk na hoe tegnologie gebruik word in die landbou, want dit is actually dis fenomenaal hoe die landbou vooruit gegaan het wat tegnologie aan betref. En dit help al die risikofaktore ook. So dis makliker om te beplan ook van 'n premie oogpunt af. Wat is noodsaaklik en wat is nie noodsaaklik oogpunt uit. Jy het nou gesê dat die versekeringsbedryf in die landbou nou eintlik het 'n paar vet jare uitkom. Hulle het geld gemaak. Hulle het definitief geld. So met ander woorde, hulle aptyd om besigheid te kry of om weet hulle is beter want hulle is op 'n goeie voet. Ja. Nou in gedagte dat hulle ook weet dat daar El Nino sprake is wat kom. As hierdie 'n seisoen of 'n tyd waar ons as produsente bietjie kan gaan shop. Ek weet ek praat nou van spesifiek op haal en waarborg droogteversekering. Is daar ouens wat makliker vir jou 'n hoër persentasie, weet as 'n tradisionele 55% waarborg gegee het, sal hulle nou vir jou 'n 60% gee. As gevolg van die feit dat hulle 'n bietjie ja, ek dink definitief so. Omdat daar baie spelers is wat baie keer agter die landboumark ingaan, want tradisioneel is jou bateversekering en alles is tamelik 'n lae risiko. Ja, is baie veilige besigheid om te skryf. So, weet jy, 'n trekker of 'n stroper kom dan nie in 'n ongeluk al. Ja, en nou sit jy met tegnologie wat eintlik ook dit baie van daai goed voorkom ook. Verstaan, ek meen, weet al daai goed is GPS en so wat dit dan betref, bestuur die boer eintlik die risiko baie beter. So ek voorsien, wel ek is 'n baie groot voorstander want elke boer se omstandighede is anderster.
is om baie van sy versekeringsgoed begin kyk na fondsstrukture om te sê, watter van die risiko wil ek self dra en oordra na swaar jare toe ook. Soos Of wat jy self op 'n selfversekering ja, basis begin. ja, en 'n kombinasie. Want dit maak dit vir jou makliker want jy weet wat die risikobestuur jy beter as die ou langs jou. Want ons werk met corporates wat die groot versekeringsmaatskappye is en hulle het 'n sekere produk vir die sektor en nie vir jou spesifiek nie. So ek dink dat ons altyd 'n mate van spesifieke risikobestuur op elke ou se besigheid wat anders is as die ou langs hom. So ek is 'n taamlike voorstander om te sê van die goed kan jy al begin in fondse sit om risiko anders te bestuur as gevolg van die tegnologie wat jy gebruik en hoe jy jou besigheid self bestuur. Soos jy gesê het, kyk holisties daarna. Yes. Hierdie is ek bereid om die risiko te vat. Aan die ander wyse daai premie wat ek sou betaal, sit ek weg Yes. in 'n fonds in. Die risiko waarvoor ek nog nie kan sien nie, is dalk te groot. Ja. Die nommer is te groot. Die risiko is te groot. Gaan dek dit af met iemand anderste en begin so jou boek bou. Ja, ek dink 'n groot ding is versekering is ons verkoop vrees. En ek dink mense moet daarvan weg beweeg. Ek dink nie ons moet praat van vrees aanhoudend nie. Dis 'n risikobestuurs element wat jy kan afdek deur iemand anders. So dit is 'n besluit wat jy moet neem op syfers van die laaste 5 jaar of 10 jaar en nie omdat jy bang is môre kom 'n brand en hy brand alles af nie. So jy moenie met vrees bestuur nie. Ek glo nou met vrees bestuur nie. Maar eerder met syfers. Noem dit net anders. Ja, in die geval van produsente wat finansiering nodig het vir hulle insette, soek die banke mos 'n prys om uit op te betaal. So net op grond daarvan wil ek dit noem dat ek sodra jy wil geld leen of 'n voorskot vat by 'n bank en hulle soek 'n minimumprys, moenie gaan prys met hierdie El Nino wat voor lê met 'n future of 'n short in kontrak. Nie gaan doen dit maar met 'n put opsie, gaan betaal die 200 of R300 weg ongelukkig om 'n minimumprys vir jou te gee, maar dan is jou bokant oop. Jy weet want in hierdie vlakke ons kan nie vreeslik laag gaan nie. Dit sal sinneloos wees om nou 'n kontrakkie onder vas te maak. Of maak die kontrakkie onder vas, dus moet maar net 'n sintetiese put opsie en gaan koop 'n kol terug. Dit is dieselfde ding, so moet net 'n sintetiese en een is. Ja, want jou prysrisiko bly maar een van jou grootste risiko's in boerdery. Ja, kyk, hulle sê opbrengs wen prys, maar mens wil nie in 'n droë jaar met 'n lae opbrengs sit met 'n lae prys. Ja, dit is dis eina. Dis baie ja. Dan sê ons opbrengs is 'n gelyksom aan jou genetika wat jy plant, die omgewing waar jy dit plant en dan die bestuur. Jou genetika bepaal jou potensiaal, jou omgewing gee jou die geleentheid en die bestuur gee vir jou wat die potensiaal gaan realiseer. Dis wat hulle sê opbrengs op byte. George, vertel my, so as ek nou ekstra lande of ek besluit en sê maar ek wil hierdie paar lande nou swaai sojas toe. Ek het nie genoeg saad nie. Hoe maak ek as produsent voorsien jy saad gaan uitverkoop, gaan 'n ou nou en gaan bestel sy saad, maak dit vas, kyk ek die kat uit die boom uit, wat gebeur, ons het daarom nog so oor 3-4 maande is soos aan die plant, jy weet. Ja, so ons maak altyd 'n voorsiening. Ons het ons estimates wat 'n mens kan maar sê wat ons verkope gaan wees en dan voorsien ons 'n oormatige sakkies altyd. Want ons nie noodwendig skoon maak nie. Ons dat ons kan seker maak as daar ekstra verkope kom, dat ons al die boere kan voorsien met saad. Nie al die boere nie, maar meeste van die boere wat dan wil saad hê. Maar wat ons ook kan aandui is, soos ek het nou net met iemand gepraat, omtrent 40% van die vrystof is klaar gestroop nou eers. So dit is 'n laat seisoen. So ek dink op sojabone. Nee, nie op sojabone nie, op mielies. Ja, op mielies, ja. So dit is 'n baie laat seisoen. So ek dink die boere het al begin beplanning regtig maak
vir die nuwe seisoen nie. Ek dink hulle wil nog eers die ou seisoen terugkry. So my gevoel is dit is bietjie 'n laat seisoen. So ek weet nie wanneer almal gaan dalk wakker spring en dan eers begin die bestellings insit en hulle valse bestellings maak nie. Voorsien julle taamlik verhoogde soja aanplant planters? Ons sien verhoogde, maar dit gaan nie noodwendig meer verkope wees nie, want omdat ons uit 'n goeie jaar uitkom, gaan die boere noodwendig dalk net meer terughou saad doen en hulle eie saad plant. Maar boere kan dit nie aanhou doen nie, want die genetika, die kultivare begin meng en dan begin dit segregate, die kultivare, dan het jy party langer, party korters en dan is jou opbrengs eventually nie meer wat dit moet wees nie. So jy moet so nou en dan jy moet vervang. Ja, kyk en dan natuurlik Stefan, is ook nuwe tegnologie op pad. Ek weet Enlist. Ja. Enlist is dit Corteva se ding en wat is Bayer se? So die nuwe genetika wat op pad is vir Corteva is Conkesta en Enlist, ja, en dan van Bayer is I2X. Maar wat se genetika, wat se tegnologie is dit? Die mense wat nou nie weet nie. So Corteva se is basically jy kan 2,4-D spuit wat hy resistant is en die ander is net 2,4-D plus Intacta en dan I2X van Bayer is dan hy is die Kamba. Dis soort van gelyk aan 2,4-D en hy is ook Intacta. Okay. So wat vir jou dan ja, net om so 2,4-D is 'n breekbaar gif. Okay. En dankie dat jy en sojabone vreemd hierdie. En sojabone, jy kan hom ook sojabone spuit as jy hom doodspuit. Wat nou lekker is, soos anderwoorde as jy kan uit met daai geen kan jy nou 2,4-D spuit op die sojaboon en jy kan al die breekbare probleme uitlos in die sojaboon. Kom niks oor. So dis 'n goeie geleentheid vir die nuwe goed. Ja, so ek sien uit na daai tegnologie. Ek wonder net wat gaan daai goed kos. Ja, en daar gaan die probleem is ook met daar kom jy terug ou saad omdat daar 'n nuwe tegnologie is en jy kry 'n Roundup Ready sojaboon en dan die een wat die Kamba is of 2,4-D. As boere dit nie reg meng nie met die terughou saad nie, dan dink hulle hierdie land is eintlik Roundup Ready en dan spuit hulle Roundup Ready of die Kamba en dan maak hulle goed dood omdat hulle die goed opgemeng het. So daar kan probleme voorkom met terughou saad en die nuwe tegnologie. En dan gaan daai Kamba nie Roundup Ready gee nie. Nee. Maar ek gaan nou maar bedoel, sorry, hy gaan, maar ek bedoel as jy maar jou Roundup Ready land wat jy dink nou die Kamba is en jy gaan spuit die Kamba dan spuit jy. Ja, as jy 2,4-D op hom spuit dan spuit jy alles dood. Dit is die ander gevaar van hierdie tegnologie gaan maar net eintlik maak dat dis ek dink is die doel daarvan dat opbrengste bly verhoog. Wat genetika teeling van die ouens wat net hierdie kruisings werk. Ons sien altyd hierdie vader of moeder of hy werk, so begin hulle met hom net bly teel om die opbrengste te jaag. Hierdie tegnologie help om hierdie opbrengspotensiaal te ontsluit. En met die gevolg is die risiko raak minder, so hopelik holisties, ons begin nou meer betaal dalk vir die tegnologie, maar ek moet begin spaar. Jy sê ons spaar daarom 'n bietjie op die ons gaan op die versekering omdat julle risiko's wil raak. En die net so om so vinnig te verstaan, sê die laaste 4 jaar wat tegnologie aanbetref in jou opbrengste op sojas, het jy 'n taamlik 'n beter opbrengs gesien die laaste 5 jaar met die tipe saad wat jy nou gebruik? Ja, so wat sê jy sê? Intacta kan jy die opbrengspotensiaal beter sien in die westelike gebiede met die opbrengs wat jy kry. Maar aan die oostelike kant, die opbrengs is nie fenomenaal groot verskil nie, maar daar het hulle baie bolwurm. En daar help Intacta, dan spaar jy nou weer met jou spuit, want die bolwurm eet nou nie die plantjies so baie nie. So dit is nie 'n opbrengs in die ooste kant nie, maar meer aan die westelike kant die opbrengs. Maar dis 'n tegnologie, maar dan tog die groeiklas, die regte kultivar vir die regte omgewing in die laaste 5 jaar, begin ons daai sweet spots kry. Okay, ja. En dis hoekom die beste opbrengste so lekker hoog is as ek die sweet spot daar gekry het. Ek dink in die ooste is daar nog 'n bietjie van 'n issue. Dit voel vir my, party ons plante groep 5, ander ou plante groep 6. Jy weet, en wat is die plantdatum? Is dit Oktober, is dit in November en weet so daar. Maar party ons kry 'n resepie, daar's een wat sê 'n plaas, selfs 'n plaas in 'n omgewing kan positief reageer op 'n sekere groep, sekere plaas, sekere plantdatum en as jy net bietjie mis het dan sien jy dalk die resultaat nie, maar tyd aangaan kan die beste saad hê, maar as jy op 'n gebied plant dan help dit nie.
So dit klink of die toekoms nog steeds helder is, alhoewel baie ouens sê dit gaan Nee, ek sien uit. Nee, dit ek is sien uit. 'n goeie jaar op voor lê. Ek sien